kaaspak uit die kaas uithaal? Dit is nodig. Suiker, sprinkels en sout. En 'n glasbak met plastiek oorgetrek. Ek het suiker opgegooi. Ek het sprinkels opgegooi. En daar's sout. Laag soos 'n leeu tot hoog vlieg soos 'n voëltjie. Dan beweeg ek nie so baie so hoog skree. Wat is 'n klankgolf? Het jy al gewonder hoe iemand jou kan hoor praat? Klank is onsigbare golwe wat deur die lug beweeg van die bron af tot by jou ore. Eerstens, wanneer jy praat, sing of skree, laat jou stembande die lug vibreer. Dit maak klank. Tweedens, hierdie vibrasie beweeg deur die lug as klankgolwe. Party plekke druk die lugdeeltjies styf saam en ander plekke trek hulle verder uitmekaar. So beweeg die klank deur die lug, amper soos rimpels wat oor water versprei. Laastens, wanneer die klankgolwe jou ore bereik, stuur jou ore die boodskap na jou brein. Jou brein verstaan dit as die klank wat jy hoor. Onthou, klankgolwe is soos onsigbare rimpels in die lug. Ons kan hulle nie sien nie, maar ons kan hulle hoor. Wat gebeur in die kleefplastiek eksperiment? Kom ons kyk wat gebeur. Wanneer jy praat of skree, maak jou stem klankgolwe. Hierdie klankgolwe beweeg deur die lug totdat hulle die kleefplastiek tref. Die kleefplastiek begin dan op en af vibreer. As jy 'n lae toon maak, is die klankgolwe lank en beweeg hulle stadig. Daarom beweeg die kleefplastiek net 'n bietjie en die sout of die suiker spring amper glad nie. Maar as jy 'n hoë toon maak, is die klankgolwe kort en kom hulle baie vinnig. Nou vibreer die kleefplastiek baie vinniger en die sout of die suiker begin spring en rond beweeg. En soms gebeur daar iets baie spesiaal. Dit word resonansie genoem. Wat is resonansie? Kom ons leer van iets baie interessant. Resonansie. Resonansie gebeur wanneer iets saam met die klank begin vibreer. Dan beweeg dit baie meer as gewoonlik. Dink aan iemand wat op 'n swaai sit. As jy die swaai op die regte tyd stoot, swaai die persoon al hoër. Maar as jy die verkeerde tyd stoot, beweeg die swaai nie baie nie. Resonansie werk presies dieselfde. Wanneer die klankgolwe teen net die regte frekwensie by die kleefplastiek aankom, begin die kleefplastiek al hoe sterker vibreer. Omdat die kleefplastiek nou harder beweeg, spring en dans die sout of suiker baie meer. Onthou, resonansie gebeur wanneer die klank presies by die voorwerp se eie vibrasie pas. Dan word die beweging al hoe groter.